Heartbeat FM en welkom by Hieshart. Dis elke Vrydag tussen 8 en 10 en ons saai regstreeks hier uit die Heartbeat FM ateljee. En hierdie eerskomende Sondag is ek by Sorteria gemeente om 9 uur hierso te George 27 Victoria Straat. En ek sien uit daarna want ek voel die Heilige Gees het vir my 'n boodskap gegee. En hierdie boodskap gaan oor wonderwerke. Ek benodig 'n wonderwerk. Ek het 'n wonderwerk nodig. So ek wil jy hartlik uitnooi as jy in die area is om Sondag saam met ons te kom kuier by 27 Victoria Straat, Sorteria gemeente om 9 uur. Maar vir die wat vanoggend ook ingeskakel is, wil ek sê dat ek glo hierdie program gaan vir elke persoon aanraak. Want elke persoon wat na my stem luister, van ons honderde duisende luisteraars nou, het 'n wonderwerk nodig. En ek wil vanmôre begin amper half 'n inleiding tot Sondag en wat ek Sondag wil doen, wil ek begin en net so 'n bietjie deel oor wonderwerke in my eie lewe en dit wat ek ervaar het as 'n Christen. Want baie kere vergeet ons wat die Here doen, ons vergeet ons getuienis, ons vergeet dit wat hy vir ons gedoen het in die verlede, omdat die huidige ding wat ons in die gesig staar so oorweldigend is. En as u vanmôre onder druk is, ek weet nie wat is u situasie nie, of u aanlyn kyk en of u luister van ons lieflike luisteraars hier in die George Oudtshoorn of Eden area of miskien selfs aanlyn luister. Ek weet nie waar u is, waar u self bevind nie, maar wat ek vir u wel kan sê is dat ons dien 'n God van wonders en tekens. En hierdie God wil dit vir u doen. Jy weet, een van die mees treffendste dinge vir my was toe Jesus gegaan het na Nasaret, sy huisdorp waar hy groot geword het. Daar kon hy nie wonderwerke doen nie, sê die Bybel. Nou ek gaan Sondag bietjie meer verduidelik rondom die woord wonderwerk in die Bybel en die teologiese betekening en selfs die Griekse betekenis en ook hoe kan ons 'n wonderwerk verkry, maar Jesus gaan na sy huisdorp toe en daar kan hy nie baie wonderwerke doen nie. En 'n mens dink daaroor, die seun van God wat alles het van die godheid kom aarde toe. Hy kan dooie mense uit die graf uit laat voortkom. Hy kan die blinde oë oopmaak, mense wat nie kan loop nie, loop. Duiwels wat nooit uitgedryf kon wees nie, en wat mense jare in gevangenskap gehou het, word ewe skielik uitgedryf, maar hy's in hierdie dorp, sy huisdorp, en hy kan nie wonderwerke doen nie. Die Bybel sê nie, hy wou nie. Die Bybel sê hy kon nie. En dis wat die Heilige Gees vir my gesê het, een van die sleutels van ook Sondag se boodskap is, dat daar is iets wat ons moet verstaan omtrent wonderwerke, om wonderwerke te kan ervaar in ons lewe. Jy weet, baie kere sit u en ek in 'n situasie waar ons wag op God, maar ons het 'n bietjie van 'n misverstand oor hoe wonderwerke in ons lewe geaktiveer word. Nou oor die laaste 35 jaar kan ek vir u sê, ek het telke kere God se hand sien beweeg in my lewe. En op hierdie ouderdom waar ek vandag staan, kan ek vir u met groot vertroue en oortuiging sê dat ons dien 'n God van wonderwerke. Ons dien 'n God van die onmoontlike. Inteendeel, wanneer die onmoontlike begin, dit is waar God se beginpunt is. Hy werk in die onsiende. Hy werk in die onmoontlike. Hy het nog altyd homself gedemonstreer as die God van die onmoontlike. Ek kan onthou toe ek 'n jong seun was, en ek het deur hierdie verskeie dinge in my huishouding gegaan, en dit het alles gelei tot 'n punt van verslawing. Daar waar ek myself gevind het in 'n posisie van gevangenskap. Ek was soos iemand wat geketting was, en ek kon nie loskom nie. Inteendeel, ek het net nou iemand ontmoet wat saam met my by die CMR was, en die CAD was, wat saam met my probeer het om fisies los te kom van dwelms en drank. Maar ek kon nie. Daar was tye wat ek geweet het, as ek nou iets doen, nie gaan ek sterf, maar ek kon nie loskom nie. Daar was tye wat ek besluit het, 'n vaste besluit geneem het en gesê het, ek gaan nie verder onder die ballingskap van verslawing leef nie, ek gaan dit nie doen nie, maar ek kon nie loskom nie. Dit is die dag toe ek Jesus Christus 35 jaar terug as verlosser aangeneem het, toe ek daai gebed het in my lewe vir hom gegee het, nie net my hart nie, maar my hart en my lewe vir hom gegee het. Dit is op daai oomblik wat die Gees van God, die selfde Gees wat die wêreld geskep het, die krag van God in manifestasie, dis daai oomblik toe die Gees van God gekom het
en my totaal vry gemaak het. En die mense wat my geken het, my mede-verslaafdes, mense wat saam met my dwelms gebruik het, mense wat van buite af gekyk het, familie, mense van die skole en van die college en sovoorts, hulle kon dit nie glo nie. Hulle kon dit nie glo nie, want volgens almal sou ek moes deur 'n hele proses van rehabilitasie gaan. Maar God het gekom en hy het my aangeraak op 'n oomblik met 'n wonderbaarlike wonderwerk, wat daai kettinge gebreek het. En soos wat ek nou praat, is daar u wat luister of kyk wat self sit met kettinge in u lewe. Daar is dinge wat u voor God vertrou wat amper so siklusse bly homself herhaal in die lewe. Ek wil vir u verseker vanmôre dat dit is die salwing van God wat die juk breek. En dis my vertroue dat soos wat u luister na die woord, jy weet baie kere wag ons vir mense om vir ons te bid. Maar as ons kyk na die wonders en tekens in Jesus se bediening, kan ons sien telke male hoe Jesus vir mense herhaaldelik gesê het, jou geloof het jou genees. Jou geloof het jou genees. En dit is my gebed vandag dat soos wat ek praat oor bevryding, net in hierdie eerste klein gedeeltetjie wat ek praat oor bevryding van verslawing, het sy dit seksuele verslawing is, het sy dit voorgeskrewe medikasie is, slaappille of kalmeerpille, het sy dit dwelms is, onwettige dwelms is of selfs wettige dwelms is soos drank. Dit maak nie saak wat die verslawing is nie, maar hier sit ek na 35 jaar en daar's baie dinge wat jy van my kan sê. Maar een ding wat jy kan sien in my lewe is dat God my vrygemaak het van verslawing. Dat hy daai kettinge op daai dag gebreek het 35 jaar terug toe ek die Gees van God genooi het om in my lewe in te kom. En ek wil vir u vandag, wanneer ook al u kyk, ek wil vir u sê daar is hoop vir u. Inteendeel wat ek voel die Heilige Gees lê so sterk op my hart, is dat God nie net lief is vir u nie, maar dat hy vir u 'n roeping het, dat hy vir u 'n plan het. En dat soos wat die Here my gewys het jare terug in my eie lewe, is dat die vyand het dinge ontwikkel. Hy het dinge ontwikkel wat amper soos kettinge is wat in die mure sit. Geleenthede vir ons om vasgemaak te word. Het sy dit nou digitale verslawing is, of TV-verslawing is, of drankverslawing is, of dwelmverslawing is, of seksverslawing is, of wat ook al verslawing dit is, pornografie, wat ook al verslawing dit is, die vyand het hierdie aanloklike kettinge vir ons teen die mure vasgesit om ons te ketting. En die rede daarvoor is om ons lewe te verwoes, ja, want hy kom om te steel, te moor en te verwoes, dit is waar, maar die groter rede is dit, is om te stop dit wat God deur jou lewe wil bereik. Jy sien, dit is 'n miskonsepsie wat ons as die kerk baie kere het. Ons dink dat ons is geroep om kerk toe te gaan. Ons is geroep om Bybel te lees. Ons is geroep om te bid. En hierdie is wonderlike dinge wat deel van ons geestelike lewens is en moet wees. Maar ons is geroep om die kerk te wees. Ons is geroep om 'n verskil te maak, waar ook al ons gaan, is ons geroep om 'n verskil te maak, om die geur van Jesus Christus uit hierdie erdekruik uit vry te laat in ons gemeenskap. En wanneer God kom en hy doen vir ons 'n wonderwerk, soos wat hy vir Richard Murphy gedoen het 35 jaar terug, en hy maak my vry van dwelmverslawing, drankverslawing, nikotienverslawing, allerlei ander verslawings, en ek getuig dit tot u vandag, dan beteken dit dat u kan ook vry wees, want hy is nie 'n aannemer van persoon nie. Die woord sê dat God is geen aannemer van persoon nie, en hy sê wie die Seun vrygemaak het, is waarlik vry. En u mag dalk nie die dwelmprobleem het nie, maar ons kom by ander probleme uit ook, wat ek ook hierdie wonderwerke in my lewe ontvang het. En my hart vandag, en Sondag selfs by die diens, my hart is dat mense sal hoor wat ek sê, en sal daai wonderwerk in hulle gees
amper ontgin, laat dit uitkom van die geestelike dimensie na die fisiese dimensie toe. En dat hulle dit ook sal ervaar. Want daar's telke Christene wat vassit in siklusse van verslawing. Daar's telke Christene wat nooit kan loskom nie. En wat, soos wat ek verduidelik het, teen die muur vasgemaak sit, hulle ganse lewe. En God het soveel meer vir my en vir u beplan. Hy het soveel meer vir ons. En al wat ons moet doen is, ons moet dit vat in geloof. Want onthou, Jesus kom in Nasaret, hy kan nie wonderwerke doen nie. Hy kan nie wonderwerke doen nie, want mense glo nie. En miskien as gevolg van dinge wat gebeur het in die verlede, het u in daai plek gekom self wat u nie kan ontvang nie. Dit is nie dat God nie dit gee nie. Inteendeel, as jy regtig teologies korrek wil raak omtrent dit, het hy dit klaar gegee. Maar ons ontvanger is nie aangeskakel nie. Ons kan nie ontvang nie. Dis soos hierdie radiostasie, ons saai nou uit na honderde duisende mense toe. Maar dit is slegs mense wat nou luister in hulle voertuig of in hulle besigheid, wat die radiostasie op 103.9 aangeskakel het en die frekwensie gekies het, wat kan ontvang wat ek nou sê. Die feit dat daar miskien honderde duisende mense in ons gemeenskappe reg oor die Suid-Kaap en Karoo is, wat dit nie hoor nie, beteken nie dat ek nie praat nie. Dit beteken dat hulle nie kan hoor nie, want hulle is nie ingestel nie. Is u ingestel om 'n wonderwerk te ontvang vandag? Ek praat van vandag. En wie die Seun vrymaak, maak hy waarlik vry, en ek kan vir u getuig, as daar een ding is. Daar's baie dinge in my lewe wat verkeerd geloop het deur die jare, deur die laaste 35 jaar. Daar's baie val en opstaan wat plaasgevind het, maar die een ding wat ek vir u kan sê, is dat daai vryheid van verslawing was 'n volkome en volbragte werk van die kruis. En dit duur nog steeds voort in my lewe. En in ons bediening, soveel mense wat gekom het, soveel mense wat net onder die lofprysing baie kere gesit het, net in die atmosfeer van die diens gesit het, het vrygekom. Ek praat van mense wat in een oomblik vrygekom het. Ek praat nou die dag met 'n man wat nou sy eie besigheid het, wat vir 'n paar jaar self saam met my gewerk het. Hy was my basspeler en een van die sangers in ons aanbiddingsspan. En ek sal nooit vergeet die aand toe die Here hom vrygemaak het nie. Ek sal nooit vergeet daai dag, ek was besig om lofprysing te lei, en die Gees van God het begin beweeg, en ek het gekyk na hierdie persoon, en ek het gesien, dat God is besig om met hierdie persoon te werk. En daai aand het hy voor die Here gelê en ween, en ek sal nooit vergeet hoe die trane op die grond gelê het om hom. Dit het later 'n dam gemaak. Ek kon sien dat die Gees van God is besig om regtig waaragtig met hierdie persoon te werk. En ek praat nou die dag met hom, want ek sê vir hom, jy is so wonderlike getuie van wat God gedoen het en van wat God weer wil doen. Wat God vandag wil doen. En ek wil net vir hulle wat verslaaf is vanmôre, en selfs as u familie het, miskien is dit van die familielede wat u weet wat vasgevang is in verslawing, ek wil vir u sê, daar is hoop in Jesus Christus. Ja, miskien het u nie die geld om te gaan na 'n rehabilitasiesentrum nie. Miskien het u al van tevore probeer en dit het nie vir u gewerk nie. Miskien het u selfs al gebed ontvang, waar mense vir u gebid het en u het gevoel dit werk nie. Laat my vir u sê dat as iemand my vra hoe dit werk, en baie keer het ouers my gevra, ek sal nooit vergeet nie, 9 jaar terug, toe ek op die radiostasie begin getuig het, toe het ouers my gekontak en vir my gesê, hoe werk dit? En ek het lank gaan sit en dink daaroor. Ek moet vir u sê, ek het nooit daaraan gedink nie, ek het nooit regtig 'n antwoord gehad nie. Ek kon getuig oor wat die Here gedoen het, maar ek kon nie vir ander mense sê hoe dit werk nie. En die een ding wat by my opgekom het, konstant, oor en oor en oor, was dit, dat die oorgawe moet volkome wees. Die oorgawe moet volkome wees. So soos ons praat oor
verslawing spesifiek vandag, kan ek vir u sê dat u moet met verwagting kom. U moet verstaan dat die woord van God sê, wie die Seun vrygemaak het, is waarlik vry, en u moet dit aanvaar en glo. Dan kom u met daai verwagting, nie soos hulle in Nasaret, wat gesê het, ag, hierdie is net Jesus, hy het hier groot geraak, niks gaan tog gebeur nie, ons het geen verwagting nie. Nee, ons moet soos die vrou wat die bloedvloei gehad het. Ons moet soos daai vrou moet ons bereid wees om deur die skade te kruip. En ons moet hierdie oortuiging hê soos wat sy gehad het. As ek net aan sy soem van sy kleed vat, dan sal ek genees wees. Ons moet kom met daardie oortuiging, en soms vat dit vir ons 'n tydjie, en ander kere vat dit die Heilige Gees se hulp om ons op daai punt te kry wat ons hierdie verwagting het. So die nommer 1 is daai verwagting. Die nommer 2 is die volkome oorgawe. Nou ek het ook baie stories van mense wat nie vrygekom het nie. Ek het ook baie mense geken, spesifiek in my eie vriendekring, wat nooit vrygekom het nie. Inteendeel, 99% van hulle vandag is nie meer met ons nie, hulle het gesterf. Dwelms en drank en verslawing het hulle lewe gesteel. En baie kere, ek sê nie altyd nie, maar baie kere is dit as gevolg van gesegmenteerde oorgawe, wat ons sê, ons gaan net dele van ons lewe gee. Nee, Jesus sê, hy wat sy lewe wil behou, moet dit verloor. En hy wat dit verloor, sal dit behou. Maar as jy jou lewe probeer behou, dan gaan jy jou lewe verloor. Hy sê, daai korreltjie saad moet in die grond val en sterf, voordat dit kan voortbring. En ons produksie en produktiwiteit kom as gevolg van ons sterwe. Ons moet sterf soos wat Christus aan die kruis gesterf het, moet ons sterf na onsself, waar ons begrawe word en waar ons dan opgewek word in sy, soos Paulus sê, opstandingskrag. So nommer 1 is om te kom met hierdie verwagting, hierdie werklike, waaragtige verwagting. Nommer 2 is wanneer jy daai verwagting in jou hart het, om vir die Heilige Gees te vra vandag, waar ook al jy is, en sê, Here, help my om 'n volkome oorgawe vandag te maak. Om 'n volkome en volbragte oorgawe te maak. Here, help my om totaal oor te gee. Andrew Murray het destyds 'n boek geskryf met die naam van Absolute Surrender. Dat ons absoluut surrender, totale oorgawe. Dis van kardinale belang dat ek en u dit doen, dat ons bereid is om dit te doen. En in my ervaring, hierdie laaste 35 jaar, waarvan 'n groot gedeelte ek betrokke was in die lokale kerk, my ervaring is dat baie mense wat nie die volle aanraking van God se Gees ervaar nie, wat nie 'n totale vrymaking ervaar nie. Baie van daai mense doen nie 'n totale oorgawe nie. Hulle hou deeltjies terug. Jy weet, die Bybel sê dat ons moenie vir die vyand 'n gedeeltjie in die deur gee nie. Die Engels het so 'n mooi woord, hy noem dit 'n foothold. Dis amper soos 'n voetbreedte wat die deur oop staan. En wanneer u kom, maak nie saak wat ook al dit is vandag nie, maar wanneer u kom, is dit om 'n hele deur toe te maak vir die duiwel en die hele deur oop te maak aan die ander kant vir Christus. Maar wanneer ons die vyand hierdie klein gedeeltjie gee, hierdie klein gedeeltjie, en jy weet dit en ek weet dit, ons weet hoe dit werk, ek het dieselfde ding gedoen. Dis daai klein jakkelsies wat die land verwoes. Dis daai klein jakkelsies wat inkom en verwoesting saai in ons lewe. Luister, jy's nie 'n hier jy nie. Jy's nie net nog 'n gesig in die skare nie. Jy's nie net nog 'n vingerafdruk op aarde nie. Jy
is 'n seun en 'n dogter, geskape in die beeld van God. Hy het 'n roeping vir jou lewe. Hy het 'n plan vir jou lewe. Daar is iets wat jy moet doen in jou generasie wat net jy kan doen. Iets wat hy vir jou beplan het. Vandag het jy miskien 'n ander identiteit. Dit mag siekte wees. Jy het 'n kankerpasiënt geraak, jy het 'n diabetes geraak, jy het 'n blinde persoon geraak, jy het 'n verlamde geraak. Jy het iemand geraak wat psigies frustreerd is, jy het 'n stresleier geraak. Jy het 'n depressant geraak. Jy het bipolêr geraak, manies depressief geraak, skizofrenies geraak. Daar is een of ander kaartjie wat op jou geplaas is, een of ander naambordjie wat aan jou gekoppel is. Wat die vyand aan jou gekoppel het en wat deel van jou identiteit geraak het. Maar laat ek jou skud uit daai demoniese identiteit uit vandag. Ja, jy mag stryd in jou lewe hê. Jy het 'n arm persoon geraak, arm is van gees, arm is van finansies. En baie van hierdie dinge is dinge wat ons wel in die gesig staar en ek ondermyn nie die lyding wat mense het op hierdie planeet nie. Ek sien dit elke dag, maar wat ek vir u probeer sê vandag is ek bring vir u 'n boodskap van hoop wat veronderstel is om ons hoër te plaas bo hierdie situasies. Richard Murphy was onnosel. Hy was 'n dom kind met 'n lae IQ. Hy was disleksies. Hy het leerprobleme gehad. Hy het houdingprobleme gehad. Hy het frustrasie en aggressiewe probleme gehad. Gediagnoseer met sielkundige probleme. Gediagnoseer met verslawing. En dit het alles my identiteit geraak. Wat se hoop het 'n kind wat nie skool klaar gemaak het nie en standaard 7 uit die skool uit geskop is? Wat se hoop het 'n kind wat nie ordentlik kan lees en skryf en spel nie? Wat se hoop het 'n kind wat verslaaf is aan dwelms? Wat se hoop het 'n kind wat begin om te steel en allerlei verkeerde dinge te doen? Wat se identiteit het daai kind? Die identiteit van sy optrede, die identiteit van sy uitdagings, die identiteit van sy verslawings, en dis waar ek was. Maar ek's nie meer daar, soos wat ek met u praat, nou al hierdie jare later nie. Hoekom nie? Want wie die Seun van God vrygemaak het, is waarlik vry. Maar ek moes kom in daai bankrot begroting van my op die altaar van genade plaas. Ek moes kom en daai oorgawe maak en dit alles vir hom gee. Laat hy daai, so te sê, gemors van my lewe kon vat en dit herstel. Ek sou nooit vergeet toe ek uit die weermag uitgeskop was nie. Toe die weermag gesê het, ons soek jou nie, jy's nie goed genoeg nie, jy's gevaarlik vir ons wil jou nie hier hê nie. Het ons 'n trein gevat van Johannesburgse stasie af en ons het die hele trein deur gery en gedrink, en gery en gedrink en gery en gedrink. Dwelms in die trein gebruik by die vensters uit. En ek het vir 3 dae nie gebad nie. En net so voor ons in Kaapstadstasie aangekom het, het ek in die eetsaal ingestap. Stink, vol dwelmsbeswywings. En ek sal nooit vergeet nie, hierdie oom en tannie wat in die eetsaal gesit het. Toe ek verby hulle stap, toe kyk hulle so na my, toe sê hulle in Engels, rubbish. Rubbish. Ek het die oom voor sy bors gegryp. En my vriende het my teruggehou, want ek wou hom doodmaak met my kaal hande. Want alle aggressie en alle geweld wat ek so goed toegepas het, ek het so lekker mes gesteek, ek het so lekker beklei, ek onthou ek het eendag 'n ou met 'n paal teen sy kop geslaan, dat ek gesien het hoe sy kop oop bars. Ek het so 'n lewe geleef van geweld, en so kwaad gewees vir alles. Toe daai oom vir my sê rubbish, toe wou ek hom doodmaak, maar binne in my was hierdie groot hartseer. Want ek het geweet in my gees dat ja, wat hy sê, mag dalk waar wees van 'n fisiese oogpunt. Ek mag dalk 'n gemors geraak het,
Soos die onderwyser eendag vir my gesê het, jy is bestem vir die gevangenis. Soos die polisie toe hulle my opgetel het, interrogasie geneem het, vir my gesê het, ons skiet vir jou vrek. Ek mag dalk dit begin raak en manifesteer het. Maar diep binne in my, diep binne in my, soos wat jy weet vandag, het ek geweet, ek is 'n seun van God. Ek is 'n seun van God. Ons het 'n paar minute oor in hierdie segment van die radio-uitsending. En ek wil vir u die geleentheid gee om ook 'n seun of 'n dogter te wees. En dit beteken nie dat u hom aangeneem en nou sê 'n seun of 'n dogter nie. Nee, ek sê vir u vandag, kategories sê ek vir u, u is 'n seun of 'n dogter van die Allerhoogste God. En jy sê vir my, Richard, jy weet nie, ek breek in. Richard, jy weet nie, ek's 'n dwelmhandelaar. Richard, jy weet nie, ek's 'n dwelmverslaafde. Richard, jy weet nie, ek slaan my vrou, ek slaan my man, ek slaan my kinders. Richard, jy weet nie, ek gebruik Mandrex of Dagga of Tik. Ek sê vir jou, jy's nog steeds 'n seun of 'n dogter van die Allerhoogste God. Die feit dat jy jouself bevind waar jy is parallel met die verlore seun. Die baie bekende verlore seun wat verlore was, maar hy was nog steeds 'n seun. En as jy, en ek bedoel, ek praat met almal vandag, jy kan 'n godsdienstige mens wees wat die pad byster geraak het, jy kan 'n verslaafde wees, dit maak nie saak nie, ek praat met almal van ons wat nie die kapasiteit van God wat hy in ons bestee het, in manifestasie het nie. Jy weet, jy leef onder wat jy moet leef. Ek wil jou uitdaag. Ek wil jou uitdaag in hierdie radioprogram vanmôre, hierdie 5 minute wat ons oor het, ek wil jou uitdaag om te kom tot die kruis, om te kom tot volle oorgawe, om te kom met ekspektasie. Onthou die 2 dinge wat ek gesê het, kom met ekspektasie en kom met 'n volkome oorgawe vandag. Vandag is jou dag. Jy mag selfs 'n persoon wees wat heel reg lyk, heel goed leef, maar jy weet jou oorgawe was nie volkome nie, en jy weet die dinge wat jy doen is nie die dinge wat God jou geroep het om te doen nie. Ek roep jou ook. Jy hoef nie soos ek te gewees het nie. Ek was nooit daai gemors wat daai ou oom in die trein my genoem het nie. Ek was nooit daai gemors nie. Ek het gemors gemanifesteer. As gevolg van my eie besluite en my eie onwysheid en my eie ongehoorsaamheid het ek gemors gemanifesteer. Maar dit het my nie gemors gemaak nie. Want jy kan nie gemors wees nie, want die beeld van die lewende God is binne in jou. Hy het sy asem in jou ingeblaas. Daar's 'n deel van God in jou. En dit mag dalk onder hierdie laag wees van jou natuurlike mens. Maar laat my jou roep vandag tot by die kruis, laat daai laken val. Dit moet val soos vrot velle vandag van jou af. Elke ding wat jou omsingel het, elke ding wat jou vasgehou het, elke ding wat jou gebind het, moet val vandag in die naam van Jesus. 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 Ek gebruik my stem vandag as die stem van God oor hierdie radiostasie om die naam van Jesus uit te roep oor jou lewe en oor jou situasie. Nou in Jesus naam sal die vyand nie meer verder van jou steel nie. Nou in Jesus naam sal jy nie meer verder in die varkhok sit en varkpele eet nie. Nou sal jy tot jou sinne kom soos die verlore seun tot sy sinne gekom het in die naam van Jesus. Nou is die oomblik. Hy sê ek klop aan jou deur van jou hart. Ek klop. Jy hoor hom klop vandag. Jy hoor hom klop soos wat jy luister, soos wat jy kyk op sosiale media, YouTube, waar ook al jy kyk. Jy hoor hom klop en jy weet dis die waarheid. Jy hoor sy stem al jare na jou roep en vandag is die dag wat jy sê Jesus, ja. Ek kom.
en dit jy is vandag, ek kan nie vir jou sê om jou hand op te sit nie, maar ek kan vir jou sê, stuur vir my 'n WhatsApp na my WhatsApp nommer, ek gaan nou die nommer gee, stuur vir my 'n WhatsApp en sê ja. Stuur vir my 'n WhatsApp en sê ja. Sê ja, ek ja vir Jesus en nee vir die wêreld. Ja, ek is siek van hierdie lewe wat ek leef. Ek is siek daarvan om soos 'n gemors op te tree, want ek is nie gemors nie. Sê ja vandag. En doen wat ek gedoen het 35 jaar terug hier in Victoria Straat 57. Toe David Kadali van Youth for Christ daai bekeringsboodskap gee en hy praat en die gees van God kom in my hart soos wat hy in u hart kom en hy gee vir my daai oortuiging, het ek daai woorde uit my mond uit laat kom en ek het gesê, Here Jesus, ek neem u aan vandag. Ek bring hierdie bankrot lewe van my en ek lê dit voor u voete neer. Ek aanvaar u as my verlosser en my redder. Ek plaas my geloof slegs in u vir my redding. Ek weet dat u het aan die kruis gesterf vir my sondes. En u bloed het gevloei sodat ek kan vry wees. En vanmôre kom ek en ek lê alles by u voete neer. In Jesus se magtige naam. Die gebed moenie my woorde wees nie, dit moet u woorde wees. Wat ook al die situasie is, bring dit vandag na hom toe. As jy hierdie boodskap aanvaar het en jy het gevoel die Here praat met die hart, ons het 'n 8 weke basiese beginselkursus wat ons besig is om hard aan te werk. Ons het 300 van hierdie boeke wat ons wil graag skenk aan lokale kerke, waar mense kan disipel word, want nou kom die punt wat ek ingegaan het, en dit is in die lokale kerk waar jy geleer word hoe om te volg, want dan, dis soos 'n baba, jy weet, jy kom tot bekering, jy moet nou groei in die Here, en as jy nie groei nie, baie van ons is al deur daai proses, en dan val jy maar net weer terug. Hierdie boek is 35 jaar se ervaring in 'n groot sin, en 8 weke van jou lewe, wat jy deur die basiese beginsels van God se woord werk, van die doping met die Heilige Gees, die waterdoop, die bekering, die versekerheid van saligheid, tot by die vrugte van die Gees in die basiese Christelike lewe, van kerk toe gaan en bid, en jy weet, alles wat mense in die kerk doen, Bybel lees, ensovoorts, alles is ingesluit in hierdie 8 weke kursus wat ons gratis gee vir 300 persone, wat dit wil hê. Maar ons verlang dat die lokale kerk dit aanbied, dat fasiliteerders opgelei word om dit aan te bied. Ons wil dit graag gee. So ons wil graag kontak hou. Ek sit nou met seker amper 200 kaartjies van die Revival Fire Crusade van mense wat Jesus aangeneem het, wat ons gaan kontak en dieselfde offer voormaak. So as jy vanmôre gevoel het, jy wil die Here aanneem en selfs al wil jy verdere gebed hê, stuur vir ons 'n WhatsApp na 083 275 6546. Ja, dis 083 275 6546. Ons sit die nommer op die skerm dat julle dit kan sien. Stuur vir ons 'n WhatsApp en sê net vir ons wat is die situasie. Wil jy deel uitmaak dat ons u kerk hierdie kursus offer gratis, of wil jy net gebed hê? Wil jy net hê ons moet saam met u staan in gebed? Ek het letterlik duisende mense saam met wie ek bid. Ek het geen probleem om saam met mense te bid nie. Maar u moet kom en u moet oorgee vandag. In Jesus se magtige naam. Ek herhaal net weer, ek is Sondagoggend 9:00 by Soteria, is 27 Victoria Straat, George. En die titel van die boodskap is I Need a Miracle. Ek het 'n wonderwerk nodig en ek vertrou werklik waar dat God mense gaan aanraak. Dat God mense gaan bevry. Laat God mense in oorwinning gaan plaas. Bid saam met my luisteraars en kykers, bid saam met my vir 'n magtige werk van God se Gees in alle kerke in hierdie dorp. Laat geestelike leiers sal opreis en laat die mense wat in die duisternis is hierdie magtige lig sal ervaar wat ek in u ervaar het. In Jesus se magtige naam. Baie dankie dat u geluister het of gekyk het. Dis Richard hier van Heesart wat regstreeks uitsaai van Heartbeat FM se kantore in George. Mag God vir u vat van glorie tot glorie in Jesus naam. Amen.